Goeiemôre. Jy luister na die 32ste oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vir oggend is die betekenis van lewe. Hoe gaan dit met jou in hierdie deel van die reeks, waarvan jou gevra word om stil te word, te reflekteer, en dat die vraag wat Jesus gevra het aan die eerste disippels en sy eerste volgelinge, dat daardie vraag ook vir my en vir jou konfronteer, laat stil word en nadink oor ons ganse lewe in die aangesig van God. Vanoggend se oordeenking fokus op die vraag wat Jesus sy disippels en vir ons vra oor die betekenis van lewe. Kom ons luister na Jesus se vraag. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Markus 8 vers 36, Lukas 9 vers 25, Matteus 16 vers 26. Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Markus 9 vers 37. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Matteus 6 vers 26. Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe voeg? Matteus 6 vers 27. 'n el kan verwys na 'n lengtemaat of 'n tydmaat. Dus, wie kan deur bekommernis 'n enkele sekonde, minuut of uur by sy lewe voeg? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe voeg? Ek vra julle, is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen of sleg te doen, om 'n lewe te red of dit ten gronde te laat gaan? Lukas 6 vers 9, Markus 3 vers 4. Lewe. Daar is nou vir jou 'n interessante woord. Skryf vanmôre jou definisie van lewe neer. Wanneer lewe iemand? Waar is lewe te vind? Ek onthou as klein seentjie het ons 'n boek op die rak gehad met die titel Bestaan jy of leef jy? Dit is hoe die titel van 'n boek moet lyk. 'n Mens hoef amper nie eers die boek te lees nie. Die titelvraag is 'n bekeringspreek op sy eie. Bestaan jy of leef jy? As mense na jou lewe kyk, sien hulle jou leef? As jou antwoord nee is, of as jy sê, nee, ek bestaan net, waarvoor wag jy? Watse aardse goed moet op jou pad kom, moet jy besit of moet jy ontvang, voordat jy lewe sal hê, en dit in oorvloed? Soos Jesus dit stel in Johannes 10 vers 10. Hoe groot deel van jou lewe bestaan uit bekommernis? Hoeveel dae het jy al in die proses in jou lewe bygewen? Sekondes? Ure? Dae? Met al die kennis wat ons vandag vanuit die mediese wetenskap het, hoeveel dae dink jy het al jou bekommernisse al van jou lewe weggesteel en verminder? As jy so na jou lewe kyk, leef jy met die gevoel dat jy met skaarsheid leef, dat jy min het, met 'n diepe versigtiging na meer en nog meer? Hoeveel besittings dink jy het Jesus in sy ganse lewenstyd versamel? Waar in jou lewe beleef jy oorvloed? Wanneer jy vanmôre stil maak om te begin bid, sluit jou oë
en laat jou hele lewe voor jou verbygaan, met al die dimensies daarvan. Dink aan jou selfbeeld, wie jy is in die spieël, voor God. Hoe gaan dit met jou liggaam? Hoe gaan dit met jou verhoudings? Hoe gaan dit met jou beroep, of jou aftrede, of jou skoolloopbaan? Hoe gaan dit met jou finansies? Hoe gaan dit met jou toekomsbeplanning? Hoe gaan dit met jou gemeenskapsbetrokkenheid, of jou kerkbetrokkenheid? Hoe gaan dit met die nalatenskap wat jy opbou en aan die einde van jou lewe gaan nalaat? Ek praat nie van 'n testament nie, ek praat van 'n legacy. Bid daaroor. Waar beleef jy lewe en lewe in oorvloed? Waarvoor wag jy nog? Tot wanneer? Jy sal môre? Wie sê dat daar 'n môre sal wees? Waarom nie vandag nie? Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelvader, hoe Jesus oor lewe gepraat het, bring vir ons lewe. Jesus se vrae laat ons regtig diep dink vanoggend oor ons eie lewe. Laat die Gees ons lei. Laat ons nie dink oor wat lewe regtig beteken. Dankie Here dat ons by U, terwyl U die vrae vra, ook die antwoorde kan kom vind. Dit bid ons voor U vanoggend, en dit bid ons vir mekaar, in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.